Ja, sy goeiemiddag. So ek staan 'n bietjie by Big Dutchman vandag. Hierdie manne van die hoenders en die varke en baie interessante tegnologie. Ek gesels met Stefan, die country manager van Big Dutchman se baie interessante tegnologie. Kom ons luister gou 'n bietjie wat Stefan ons kan vertel. Kom ons luister. Stefan, hoe gaan dit? Goed en sê Alvano, dankie dat jy gekom het man, waardeer. Baie dankie Stefan. Hoorie Stefan, begin nou net eers bietjie met die agtergrond oor Big Dutchman. Hoe oud is julle company al? Okay, ons bestaan al nou 60 jaar. Hierdie is ons 60ste verjaarsdag wat ons hierdie jaar gaan hou. En wêreldwyd obviously ken die kliënt ons Big Dutchman self. So 60 jaar in Suid-Afrika, full on met al die kliënte. 80% van die kliënte in Suid-Afrika, 90% van die kliënte in Suid-Afrika ken ons en gebruik ons produkte. So 60 jaar dink ek is 'n groot mylpaal vir Big Dutchman en ek dink ons is baie trots om te sê dat ons al so lank in hierdie bedryf is. Nou maar kom ons maak net gou 'n ligte breakdown. Julle doen hoenders, julle doen varkhokke. Yes. Wat doen julle ouens nog? Ons doen hoenders, ons doen leiers en ons doen varkhokke, maar bo-op dit sit ons by ons doen breeding. So ons doen breeding wat die breeding doen van hoenders, van jou broilers, van jou leiers en dan natuurlik varkhokke op die hele stelsel is van breeding tot growers. So ja, ons konsep die hele ding met 'n bietjie tegnologie wat dan bykom en al voort. Okay. Hoor jy wil net vir my 'n bietjie vertel hier van hierdie fusion? Yes. Vertel my 'n bietjie wat gaan hier op hierdie prent aan? Klein vinnige verduideliking op hom. Hierdie is 'n nuwe generasie plaasbestuurstelsel wat baie jy weet wat Duitsland baie geïnvest het in. Ons praat van miljoene rande, miljoene ure wat in hierdie produk ingegaan het. So dit is die upgrade van 'n Big FarmNet. Ek dink julle het al gehoor van Big FarmNet wat hierdie dan so dit vat databases wat dit in die cloud in sit van al jou plase of jy nou 2 of 3 of 4 plase het en hierdie hardloop alles. So dit gaan van jou oor jou performance van jou plase, jou produksie, dit kyk na die groei, dit kyk na jou vir ons gaan dit oor wat die kliënt kan baat uit een platform uit. En hierdie bring hy alles na 'n platform toe of jy nou by die huis is of jy op 'n pad is of jy op vakansie is. Kan jy alles sien wat op jou plaas aangaan en hoe jou produksie is. Plus die data wat jy kry van hierdie, kan jy in jou geskiedenis ingaan. So jy kan jou geskiedenis gaan kyk, wat se stelsel of wat jou vorige siklus, wat het die vorige siklusse gedoen teenoor hierdie siklusse van nou. Okay. So hierdie is nou met eenvoudig gestel vir 'n ou wat nou soos ek 'n boer is. Jy het hierdie ouetjie het hom op jou rekenaar of op jou foon. Yes. Hy het alles van punt af van jou diere af tot jou kosopname, die alarms, die tye, die koneksies. Yes. 100%. Dan wil ek nog so hier dink ek jy het alles wat jy nodig het op jou boerdery as jy nie daar is. 100%. En dit bring hoe kan ek sê, dit maak dit makliker vir die kliënt om te kan sien wat aangaan. Hoe sy produksie vorm, hoe het hy geld gemaak, het hy nie geld gemaak, want op die einde van die dag is die boer nog steeds daar, hy wil geld in sy sak sit. So hierdie vergemaklik dit net. Dit maak dit makliker om jou admin, jou papierwerk uit te haal. En hierdie stelsel is tops. Yes. Hoor hierso Stefan, nou wil ek nou 'n bietjie hoor. Yes. Jy het nou hierso 'n varkhok bedryf, nee. Yes. Nou ek gaan nie vir jou ook net self baie lief en baie lus om met die varke te begin boer. Yes. Wat kan jy my vertel van hierdie ou? Okay, Hanno, hierdie om eerlik vir jou te sê, hierdie is ons Berry Swing wat ons noem Berry Swing. Raak in dit, dis een van ons eerste farrowing kratte wat uitgekom het. Ja. Langs by die kort met die nuwe SAPO reëlings, regulasies en goed, gaan dit eventually change. Maar wat ek kan verduidelik is, daar's nuwe produkte wat uitkom. So hier is 'n Berry Swing wat ons noem 'n Berry Swing, dis 'n algemene krat. Jy's 100% reg. Varke hier binne, kry al kleintjies hier binne, dit ons noem dit 'n farrowing krat. Kry al kleintjies hier binne. Hy's nou nie voltooid nie, hy penning om. As jy miskien na daai fotootjie kan kyk daar. Ja, kan. Daar is die fotootjie, dis hoe dit eintlik lyk. Right? Okay. So die sorg kry al kleintjies, die babatjies word gebore en hulle word daar binne. Hierdie hok is daar om haar te beskerm en om haar op 'n plek te hou. Maar met die nuwe SAPO regulasies gaan 'n mens vir haar nou 'n bietjie, want kyk, die welfare speel 'n groot rol in hierdie ding. So gaan 'n mens vir haar 'n bietjie meer kans gee om te kan vry beweeg. Okay, so ons het 2 nuwe produkte wat uitkom. Ons noem dit 'n Activel en dan die ander een is 'n Agilo. 'n Activel is presies so 'n krat. Hy's net in die middel gedeel wat dan oopmaak. Ja. So sy het dan van hier af tot teen haar penning 'n groter stuk, amper van 2 vierkante meter wat sy dan kan draai en lê soos 'n hond en al kleintjies voer soos 'n normale dier moet wees. Right. So van Big Dutchman point of view volg ons SAP, ons loop hand in hand met hulle, volgens hulle regulasies vir Suid-Afrika. So ons moet daai
daai konsep en daai tegnologie Daai diereveiligheid. en die kliënte op standaarde laat hulle bly, laat hulle nie, jy weet, moeilikheid kry en goed vorentoe nie. Okay. Dan het ons die Agilo, lyk soos die binne in so 'n penning, alright, maar daai sorg kan uitbeweeg. Sy kan heeltemal uitbeweeg saam met haar kleintjies en hulle kan 'n groep van 6 tot 8 varke, mamma varke met hulle babetjies buite loop in 'n groot stuk van 3 meter by hoe lank die 4 hokke aan mekaar is. So daai is ook 'n ander faktor wat ons dan inbring om dit meer welfare te kry vir die varke. En ons kyk na die watsaam van die varke, dat hulle happy is, dat hulle groei hulle produksie en hoe lekkerder 'n vark lewe en hoe lekkerder 'n dier lewe, hoe meer produseer hy en hoe beter minder stres en daai goed. So. Okay, hoorie Stefan. Yes. Dan jy nou is daai wit contrapsie nou daar agter. Yes. Is hy gekonnekteer met die vark? Yes. So Nou, hier is vat my gou 'n bietjie in detail om 100%. So hier sal net 'n voerlyn wees. Wat ons Dali het is 'n 90 mm, ons standaard voerlyn wat ons gebruik is 'n 75 to 55 mm. Hierdie is nou net 'n 90 mm voorbeeld waar ons 'n motor op die einde het wat dan hardloop met 'n sensor. So jou laaste voer sal vol raak. Hy sal afsit jou controller wat ons dan hier agter ons het wat 'n 310 controller is, hierdie en hierso. So hy sal dan beheer dan die kos. So hy roep vir die kos, jy het 'n sensor wat dan die kos afsit as die bakke vol is, sit dan hierdie motor af. So jy het nie overfeeding nie en jy het ook nie baie management nodig op dit, maar die masjien of die controller se stelsel werk dan so om daai kos te gee. Okay. En soos daai kos sak, roep hy dan weer vir die kos. So dis ons verskillende controllers. Obviously ons 310 is ons algemene een op die varke. Ons 510 is vir spesifiek voerlyne. Ja. En dan natuurlik jou Vento 3 en jou Viper Touch en jou Breezy is meer klimatisering en die Ventos en Vipers is meer vir jou hoender afdeling op die eiers en op die broilers. Okay, hoorie Stefan, baie dankie vir die gesels. Anno, dankie. Welkom. Right, en dit is nou Stefan hier van Big Dutchman. Nou soos ek sê, hierdie manne het die kennis wanneer dit kom by hoenders en varke en nou al sagte ware tegnologie rondom jou boerdery met die hoenders en die varke. Kom gesels met hierdie ouens, hulle is hier by Nampo. Tik sommer Big Dutchman in op jou Nampo app. Hy gaan jou presies by hulle uitbring. Ek's Jane van Farm Space. Mooi dag.